Welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Sjoe kykers, dit voel regtig asof ek eeue laas op hierdie Blitz Fokus bank gesit het, maar hierdie week is ek terug en ek bring vir julle baie interessante gaste met die goue wenners van die ATKV Tienertoneel Windhoek Afrikaanse Privaat Skool wat vir ons 2 van hulle tienertoneelleerders stuur om by my op die Blitz Fokus bank te kom sit. Ons gaan dan ook kyk na die boek Web van Leuns en bietjie gesels oor 'n Bobby van Jaarsveld liedjie. Bly ingeskakel om seker te maak jy mis geen van die opwinding nie. Welkom terug by hierdie week se Wat's Nuus. François, hoe gaan dit met jou? Jong, dit gaan maar alright. Ek is maar net 'n bietjie grieperig. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed. Ek moet vir jou sê dit is nogals snaaks om weer vir 'n slag op die Blitz Fokus bank te sit. Ek weet net, dis snaaks om nie op die Blitz Fokus bank te wees hierdie keer vir hierdie week nie. Ek voel ek was eeue laas hier gewees, maar dis altyd 'n wonderlike ervaring as mens by Blitz Fokus kom inloer. Ek love it. Soos jy weet, ek voel ons Blitz Fokus is my baba. Ja. Ja, so, ons het 'n hele klompie goed om oor te gesels vir die nuus hierdie week. Ooh. Ek dink ons moet begin deur net iets te sê, ek wil amper sê soos 'n teaser vir wie ons gaste gaan wees hierdie week. Daar was ATKV pleimpies gewees. Ek het gehoor daarvan. Blykbaar is daar 'n klomp skole wat hulle eie pryse en alles gewen het. Ja, so ons weet WAP het 'n toekenning gewen, Alnathan en Prouet, wat ek moet net sê, ATKV pleimpies is 'n groot storie. Soos dit is nie kinderspeletjies nie, as mens dit so kan stel. Ek weet in Suid-Afrika veral die pleimpies is waar binnelanderse mense en Suidoosterse mense hulle toekennings gaan kry. So 'n baie groot voorreg vir daai skole om te kon betrokke wees en om pryse te kon wen daar. Ja nee, ek sou sê dis nogals iets groots om op 'n jong ouderdom iets te kry wat nou na daai groot name aantrek en alles. Ja, ek meen as jy daarna kyk, mense wat al in die verlede pleimpies gewen het, dit is regtig groot name. Ek meen Bobby van Jaarsveld is een van hulle wat bietjie later vir julle sal sin maak hoekom ons giggelerig raak as ons oor Bobby gesels. Maar ja, so die pleimpies was 'n groot storie geweest. Dan was daar natuurlik NSSR hierdie afgelope naweek. Jo, is die NSSR terug? Die NSSR is terug en weer aan die gang. 2 weke terug het hulle weer afgeskop met hulle eerste klomp wedstryde. 'n Groot een natuurlik. Ons gaan maar eintlik net praat oor die wat ons uitgesaai het. Ek weet een van die groter is was vir die eerste naweek was Prouet teen Moria geweest. Prouet en Moria, okay. Yes, waar Moria oorwinnaars uit die stryd getree het, wat ek dink baie mense geskok het, en dis nie om iets sleg te probeer sê van verwagtinge van Moria of so nie, maar dis maar altyd so as so klein, meer plattelandse skooltjie teen so groter skaal skool gaan speel, want Prouet is 'n baie groter skool as Moria, as mens syfers gewys kyk. So ja, baie trots op Moria daarso, maar hartseer vir Prouet op dieselfde tyd. Ja nee, dit is so, veral aan Moria se kant van, ek onthou Moria was nie een van die sterk spelers toe ek nog op skool was nie. So om te sien hoe hulle vir Prouet wen ek is beïndruk, sê ek maar so. Kyk, ek weet, toe ek netbal gespeel het, ek was natuurlik nie my hele lewe lank in Namibië nie. Ek het eintlik in Suid-Afrika groot geword. Maar die 2 jaar wat ek wel in Namibië skool gegaan het, kan ek sê Moria se netbal is nog altyd verskriklik sterk geweest. Ek meen hulle het vir ons ore aangesit as ons teen hulle gespeel het. En dis nie iets wat ek sommer ligtelik noem nie. So definitief ek wil sê up and coming sportskool waarvoor mense moet uitkyk. Ja nee, beslis, veral nou dat hulle iemand soos Prouet gewen het op iets so belangrik soos die NSSR. Ja, en dan Prouet het kans gehad vir redemption teen WAS hierdie afgelope naweek. WAS natuurlik met die tuisgrond voordeel en hulle het toe ook, Prouet het toe daar ook ongelukkig nie gewen nie. Ja. Weer eens groot telling, maar mens kan nie van WAS af wegvat nie. WAS se rugby, soos ons weet, Hulle is 'n sterk span wat speel. Ja, en as 'n mens kyk na die hoeveelheid WAS spelers wat ook in die span is wat getoer het na Suid-Afrika toe. Ja nee, dis enigiemand wat teen WAS gaan is maar 'n moeilike, dit sal maar 'n moeilike wedstryd wees. Ja, so as ek jou nou kan vra, en ek weet ons doen nie eintlik dit nie, en ons is daarteen gewaarsku,
Maar as jy nou moet kyk na die skole wat ons op die oomblik in die NSSR het, en hierdie was 'n poll wat ons eintlik vir ons kykers op ons sosiale media ook uitgesit het een keer. Maar ons het nou al 'n bietjie meer inligting om op te werk. Wie dink jy, as jy 'n voorspelling, as ons nou 'n weddenskap moes aangaan, wie sou jy sê, glo jy gaan oorwinnaars uit die NSSR uittreë hierdie jaar? Dit is nou 'n vraag. Ja, nee, jy's reg as jy sê ons is daarteen gewaarsku, maar ek sou beslis sê op die oomblik lyk dit vir my asof is dit gaan vat. Dink jy so? Dit lyk so op die oomblik, maar enigiets kan verander. Kyk, ons het nou natuurlik al vir beide Vincent van Gim en dan Pieter Jan van VHS op die Blitsfokusbank gehad met na aanloop van die interhoor. Ja. En ek moet vir jou eerlikwaar sê, ek dink dat dit moontlik is dat Gim dalk vir VHS 'n run vir hulle maar nie gaan gee hierdie jaar. Kyk, ek sal dit nie stry nie. Ek sal dit glad nie afstry nie, want ons ken ons, ek is nou nie 'n groot sportpersoon nie, en ek is nou ook nie veel in die hele hoe sê mens predictions maak en al dit nie, maar ek dink ook aan die ou einde gaan dit tussen VHS en Gim kom. Ja, maar kykers moet maar ingeskakel bly. Ek meen ons livestream elke week ten minste een van die NSSR wedstryde. Die res se resultate is dan ook natuurlik op Spotrap se logs beskikbaar. Ja. So bly maar ingeskakel en dan moet julle maar kyk of ek of François hierdie weddenskap gaan vat. Nog 'n groot ding wat dan natuurlik gebeur hierdie week van Woensdag tot Vrydag is St Paul's en St George's se Clash of the Saints kompetisie. Wat is die Clash of the Saints? Ek het al dit baie gehoor, maar ek het nog nooit volledig verstaan wat dit is nie. So, vir jou en dan vir ons kykers wat nou natuurlik ook nie weet nie, Clash of the Saints is baie soos 'n interhoor vir twee van ons groter Engelse privaat skole in die land. So, St Paul's en St George's albei natuurlik baie sterk in hulle afsonderlike velde, wat dan nou teen mekaar ontmoet op die sportveld. Met die groot wedstryd wat natuurlik die sokkerwedstryd is, wat dan nou Vrydag plaasvind. Dit is ook 'n Classic Clash wedstryd. So die oorwinnaar daar is dan nou die oorwinnaar van die Classic Clash tussen die twee skole en oorwinnaar van die Clash of the Saints. En ek kan vir jou sê St George's is nou al 8 jaar wat hulle daai bekerreis toe gevat het. Ja, dit is amper double digits. Yes, maar daar is natuurlik nie net sokker nie. Ons kyk ook na verskillende sportskodes soos netbal, hockey, volleybal en basketbal. Ja. Ek gaan by die hockey wees môre. Ja, ek doen weer die opening ceremony en is mos, jy weet mos, as daar sport is ek daar. Ja, ons weet teen nou al, ja. So ja, en kykers vir julle wat ingeskakel wil bly en wat op hoogte wil bly van al die Clash of the Saints uitslaa, alles sal dan natuurlik in real time beskikbaar wees op MyZone se sosiale media. Jep, dit is waar. Maar nou, jy het gepraat van die Classic Clashes. Ja, so, FNB Classic Clashes, dis daai tyd van die jaar. Ek dink almal wat in Namibië sport doen, weet van FNB Classic Clashes, was al betrokke by FNB Classic Clashes, of dit nou is as 'n toeskouer of dalk as 'n deelnemer. Ja, maar ek was al deel van die Classic Clashes deur die jare terug. Ja, sien ons, ek dink ons almal het maar ons geskiedenis met Classic Clashes, maar dit het nou ook amptelik afgeskop. Ja, die eerste wedstryd en openingsseremonie was tussen Dr. Lemmer en MNK Gertse in Riobot. Ek onthou daai wedstryd. Dis mos waar hy groot moeilikheid gekom het. Ja, kyk, daar was 'n bietjie moeilikheid geweest, maar ek dink ook nie ons moet toelaat dat die moeilikheid noodwendig wegvat van die sport nie. Pragtige sportgeleentheid nog steeds. Jy weet mos maar by rugbywedstryde veral, ek weet nie hoekom nie, maar dit voel vir my by ander sportskodes is dit nie so erg nie. Maar by rugbywedstryde is die mere maar altyd bietjie hoër. Mense is maar altyd bietjie meer, ek wil sê aggressief, dalk is dit omdat dit 'n meer fisiese sport is. Maar ja, dit was die openingwedstryd gewees en dan hou dit nou aan vir ek dink nog 6 weke as ek dit nie mis het nie, waar daar 3 wedstryde 'n week oor die volgende 6 weke gaan plaasvind. Dit is 'n lang ding wat daar aanhou by Classic Clashes. Maar
kom ons trek 'n bietjie weg van die sports af. Ek wil iets opbring wat eintlik oor 'n paar maande in September gaan gebeur. Okay. Ek is seker jy weet daarvan. Ek dink ook ek weet, maar ek dink net jy moet vir my sê dat ek seker is ons is op dieselfde bladsy. Dit is die Grootfontein skou. Natuurlik Grootfontein skou. Ons by Blitsfokus is baie opgewonde. Ja, ek as Francois aan Blitsfokus aanbieder, gaan by die Grootfontein skou wees. Ons is ook besig om in te kyk om na 'n paar van die skole daarna toe te gaan met 'n bietjie van 'n geheim saamvat. Sjoe, dis baie opwindend. Soos ek wens ek kon daar wees. Ongelukkig kan ons albei nie altyd oral wees nie, maar ek dink jy gaan dit baie geniet. En dan natuurlik kyk uit vir Francois as jy hom sien. Moet asseblief nie huiwer om vir hom hallo te sê nie. Hy byt nie, ek beloof. Ek werk nou al 'n tydjie saam met hom. Alhoewel ek so lyk. Ja, maar hy byt nie. Hy's baie vriendelik. Maak seker jy kom sê hallo, maak 'n draai by Blitsfokus. Wie weet dalk word jou gesiggie iewers gefeature op ons sosiale media. Ja, nee, veral. Maar ons sal dit nog bekend maak nader aan die tyd. Maar ja, dit is nou ook die einde van ons tyd vir wat's nuut vandag. Ja, nee, ongelukkig het ons nou nie aldag om te sit en gesels nie. Al sou ons baie graag wou. Baie Vir julle graag. al die inligting onder die son bring en heeldag met mekaar sit en gesels en dan natuurlik sportredenasies want dit is my heel gunsteling. Maar dit is al die tyd wat ons het vir wat's nuus. Bly ingeskakel vir ons onderhoud met 2 van WAP se tienertoneel deelnemers net hierna. Kykers, hierdie week op die Blitsfokus bank het ek 2 ATKV tienertoneel Namibië deelnemers by my van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Ek gaan hulle net vra om hulle self gou aan julle voor te stel en dan gaan ons sommer reguit in die episode in. Hi, aangenaam, my naam is Dwan Schiele. My naam is Jesnay Swart. Okay, so om te begin wil ek net 'n bietjie by julle hoor. Wat se toneel het julle opgevoer? Hoe het julle dit ervaar? Was dit iets wat 'n diep betekenis gehad het vir julle? Vertel ons net bietjie meer, gee ons insig in die toneel self in. Dit het definitief 'n diep betekenis gehad. Die toneel wat ons opgevoer het, se naam was Drenkelinge. En dit het gegaan oor mense wat op 'n boot was en they were stranded. En op die ou end van die toneel kom ons agter dit was eintlik net kinders wat gespeel het. En dan kom hulle ma in en skel hulle 'n bietjie uit, sê hoekom maak hulle so die mekaar? En op die einde van die dag is dit haar kind wat oorlede was. Ja, die stuk het gegaan waar jy dink dis nou net groot mense op hierdie skip wat nou stranded is. En later kom jy agter is eintlik klomp susters en dan so 2 vriende wat saam op die boot is, maar hulle make believe speel nou. Maar die 2 susters like nie die nuwe suster nie, die nuutste suster nie. En toe vind jy later uit dat hulle haar doodgemaak het. Sure. Ja. Okay. Is donker. Ja, kyk dit is, maar ek dink dit is ook belangrik want as jy baie keer na Afrikaanse TV en Afrikaanse toneelspel kyk, is dit maar baie grapperig. Ja. Goed so semi-soet en daai tipe van goed wat bietjie meer lighartig is. So ek is bly dat daar nog steeds tieners is en mense in die toneelbedryf is wat belangstel in daai diep donker kante van die Afrikaanse wêreld ook te vertel. Ek bedoel, ons vertel dit nou baie donker, maar daar's grapperige Dit dele. was baie humoristies nog Ons steeds. vertel dit nou baie. So goeie balans. Dit was nogal, ja. Dit was 'n balans. Okay, en dan julle ervaring, natuurlik elke toneelspeler het sy eie ervaring persoonlik met 'n stuk. Hoe was dit vir julle persoonlik geweest om hierdie stuk? Was daar 'n persoonlike betekenis vir dit? Wat het dit vir julle beteken? Ek dink toe ons geoefen het daarvoor, toe het ons baie spanwerk benodig en terwyl ons geoefen het, het ons mekaar leer ken. En deur dit voel ek dat die toneel vir my meer beteken. Nie net oor die storie wat dit vertel het nie, maar hoe ons die storie vertel het, hoe ons dit saam uitgebeeld het en uitgevoer het. Ja, vir my persoonlik, ek praat nie altyd die beste nie. Ek praat baie die mekaar ook en my spraak sit sleg. So ek voel ek in myself in 'n situasie net probeer sit waar ek kan leer om myself uit te sit in daai ruimte in waar ek
praat, especially voor mense ook nog. En wat jy nou ook gesê het van die mense, die groep wat ons gevorm het was so amazing. Like ek love die groep wat ons gevorm het rondom dit. Okay. En dan is julle twee ervare toneelspelers. Hoeveel jaar doen julle hierdie al? Ja, dit is die eerste keer wanneer ek hierdie doen. En toe wen jy goud. Ja, ek was actually baie trots op myself vir wel ons het nou natuurlik goud gewen, maar ja, dis die eerste keer wanneer ek hierdie doen, maar ek het nou al vir 'n tydjie lank gedink om in drama in te gaan, want ek is 'n baie outgoing persoon. Ja. Dit is my eerste jaar wat ek ook in die tienertoneel is, maar ek het al van tevore nuuslees gedoen en acting en daai tipe goed. So ek het ervaring in daardie beroep. Okay, en dan waar sou julle sê kom julle? Ek wil nie julle altyd sê nou dis julle eerste jaar, maar 'n passie is 'n ding wat ontwikkel word. So waar sou julle sê kom julle passie vir toneelspel vandaan en wie is julle groot inspirasies in die toneelwêreld? Baie inspirasie was definitief Juffrou Rialian. Dit was like great om haar energie te sien heeltyd. En Juffrou Marie ook. Terwyl sy net vir ons wys hoe hierdie moet nou lyk op die verhoog, dan gaan sy uit. Sy gaan 100% in dit en sy oefen dit. Sy oefen. Laat ons dit oefen. So hulle het definitief vir my daai passie gegee want ek sal nie sê ek's 'n persoon wat regtig baie uitgaan nie so of baie hard is nie en hulle het vir my net daai passie gegee om hard te gaan om regtig Daai all out te gaan, ja. Ja, ek dink ook omdat hulle so passievol is, het dit ons ook meer passievol gemaak om dit te wil doen en om ons alles te gee. Vir my van kleintyd af wou ek nog altyd op die TV wees en ek het daarvan gehou om te act. So ek dink dit het vir my ook regtig baie beteken. Toe ek gesien het dat hulle tienertoneel wil doen, was ek dadelik ek wil dit doen. Dit is vir my, dit is definitief gemaak vir my. So. Okay, en dan ons het nou nog nie vir julle gevra nie, hoe oud is julle en wat se graad is julle? Ek is 17 jaar oud in graad 11. 16 in graad 11. So is dit iets wat julle weer sal doen? Definitief. As julle die geleentheid kry. 100%. Ja. Ek dink ons albei wil definitief weer volgende jaar of wanneer daar weer 'n nuwe toneel is, daarvan deel wees. Ja. Okay. En as julle kyk in die toekoms in, wat is 'n toneel waarin elkeen van julle graag sal wil deelneem? Soos daai droomtoneelstuk. Ek weet ons hoor baie van Broadway, dan kyk jy na goed soos Hamilton en toneelstuk. Interessante vraag. Ek dink ek het nog ooit al. as jy wil kyk na 'n fliek ook, ons kan altyd daar ingaan, iets wat jy gekyk het wat jy dalk jouself in daai rol kan sien. Hierdie is 'n donker een, hè? Maar ek het al gehoor van The Dead Poets Society. O ja, okay. Ek dink om eerlik te wees met jou, dit is een van my gunsteling soos coming of age movies daai. So ja, ek stem saam. Ja, jy sal dit seker nie sien van my of nie, maar ek love sulke donker films en ek's eintlik baie diep in dit en ek geniet dit. So ek dink The Dead Poets Society. Okay. Ek het nie 'n spesifieke een nie, maar ek dink ook hierdie diep movies, flieks wat iets beteken, wat iets meer uitdra, wat iets meer beteken, wat ja. mense soos kan meer relate en ooreenstem en dink soos ja, ek sien myself in dit en ek stem saam met die karakter en as iemand goed daaruit kan leer. Ek wil in so 'n film speel. Half daai eye-opening Ja. tipe. Definitief. Okay. Ja, dit is dan al die vrae wat ons vir julle het. Baie dankie dat julle tyd gevat het om saam met ons hier te wees vandag. Dit was baie lekker om julle hier te hê en ons hoop om julle op die silverskerm te sien in die toekoms. Baie dankie. Vir hierdie week se Nuut op die Rak bring ons vir julle die jeugroman Web van Leens. Web van Leens is 'n spanningvolle jeugroman wat afspeel in die stil dorpie Goudfontein, 'n plek waar mense mekaar van kleins af ken, maar waar voorkoms bedreiglik kan wees. Die storie sentreer rondom 3 matrikulante, Lerato, die perfeksionistiese hoofmeisie wat alles reg wil doen, Marnu, die gewilde rugbykaptein met 'n beeld om te beskerm, en Clayton, die rebelse en impulsiewe seun wat in konflik leef met byna almal om hom. Al drie begin skielik geheimsinnige, anonieme dreigboodskappe ontvang waarin hulle hul diepste geheime en swakpunte blootgelê word. Hierdie dreigemente is nie net ontstellend nie, dit raak persoonlik en gevaarlik en almal begin mekaar wantrou. En die vrees dat hulle lewens kan ontspoor, hang soos 'n donker wolk oor hulle. Wat die spanning verder verhoog is die geheimsinnige teenwoordigheid van Loan,
'n aantreklike, slim ou seun van die dorp wat na 'n afwesigheid terugkeer. Hy weet dinge van die 3 tieners wat hy nie behoort te weet nie. Sy manipulerende spel dryf hulle tot uiterstes en dit word al hoe moeiliker om tussen waarheid en leuen te onderskei. Web van Leuns is nie net 'n spanningsverhaal nie, maar ook 'n ondersoek na groepsdruk, identiteit en hoe ver jong mense sal gaan om hul beeld en toekoms te beskerm. Dis 'n aangrypende leeservaring vir tieners en volwassenes wat hou van raaisels, drama en die donker kant van mens wees. Nou kykers, as jy dalk 'n Pretty Little Liars fan is of al van die reeks Pretty Little Liars gehoor het, kan ek vir jou beloof, hierdie boek is baie soortgelyk en gaan vir jou daai selfde spanning bring en jou bloeddruk dalk net 'n bietjie hoër dryf as wat dit is. Natuurlik, soos julle kon hoor in die beskrywing, is dit eerder nie vir sensitiewe lesers nie, maar as jy van 'n goeie spanningvolle jeugroman hou, is hierdie die boek vir jou. So vir hierdie week se Voor in die Koor bring ons vir julle 'n liedjie deur een van my gunsteling Afrikaanse sangers, Bobby van Jaarsveld. Die liedjie se naam is Boerding en ons almal weet Bobby kan 'n goeie sokkietreffer skryf. So Boerding is een van die treffers van gewilde Afrikaanse sanger en akteur Bobby van Jaarsveld. Die vrolike tong in die kies liedjie vier die eenvoud, trots en prettige stereotypes van 'n plaaslewe in Suid-Afrika. Dit beskryf op 'n humoristiese, maar nog steeds liefdevolle wyse hoe 'n boerding dink, leef en liefhet, van kaalvoetloop, bakkiery, vleisbraai tot sokkiedans onder die sterrehemel. Die lied is aansteeklik en vol lewenslus en het vinnig 'n gewilde dansbaantreffer en partytjiesong geword. Bobby van Jaarsveld is gebore op 6 Maart in 1987 en het bekendheid verwerf as een van Suid-Afrika se mees geliefde Afrikaanse kunstenaars. Soos ek gesê het, hy is een van my gunstelinge ook. Hy het op 'n jong ouderdom sy debuutalbum 1000 ure vrygestel wat hom 'n huisgenoot tempo toekenning besorg het. Met sy charme, sterk sangstem en energieke verhoogpersoonlikheid het Bobby die harte van duisende aanhangers gewen. Benewens sy sukses in die musiekbedryf is Bobby ook bekend vir sy rol in films soos Liefling en As jy sing en het hy opgetree as beoordelaar op talentprogramme soos The Voice South Africa. Sy musiek loop oor temas van liefde, familie, identiteit en Afrikaanse kultuur, iets wat sterk na vore kom in Boerding. Die liedjie is nie net 'n viering van boeretrots nie, maar ook 'n speelse herinnering aan die eenvoud en opregtheid wat dikwels met plattelandse lewe geassosieer word. Nou, ons weet almal Bobby van Jaarsveld skryf 'n goeie sokkietreffer, iets wat jy elke Saterdag aand kan speel by elke huispartytjie of familiebyeenkoms, is hy altyd 'n treffer. Boerding is veral van toepassing dink ek op Namibiërs en ons jeug, want ons almal is maar het maar 'n bietjie boerding in ons. So maak seker jy luister. Bobby van Jaarsveld se treffer Boerding op alle streamingplatforms nou beskikbaar. Kykers, dit was nou dit vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. En sjoe, wat 'n interessante een was dit nie. Maak seker jy skakel elke Woensdag om 5:30 in op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2 om seker te maak jy mis geen episodes van Blitz Fokus nie en is altyd in the loop. Dan sien ons julle volgende week.